Ek wil gou iets vertel. My kinders is besig om liedjies te sing. En hulle love dit. Hulle staan op die tafel en 'n show. En jy het dit seker ook al gedoen. Jy is besig om een van 'n konsert of 'n ding wat jy al gesien het, op te tree. Dit is baie fun, dit is regtig pret. So as jy sing, so dink byvoorbeeld aan jou favourite song. Sê sommer vir my in die comments, wat is jou favourite song? En dan onthou jy, watter deel van hom onthou jy? Dis gewoonlik net die chorus, die refrein, of die deel wat hulle oor en oor herhaal. En dan, weet jy, daar's ander dele in die song, maar jy ken hulle nie so goed nie. Daar's ook nog 'n deel wat jy goed onthou, en dis die deel waar hulle net musiek maak. Dis die tipe wat jou die song laat herken. So word 'n song aan mekaar gesit. So ek wil vandag 'n bietjie oor dit praat. As ons oor 'n musiekstuk praat, of 'n liedjie praat, dan bestaan hy uit 'n paar dele. En jy het die verskillende dele wat in jou kop vassit, en ander dele wat jy makliker vergeet. Maar as jy die liedjie weer en weer luister, dan herken jy later alles. Nou net so werk dit met ons geloof, en wat ons glo. Ons het sekere dele wat ons goed ken, en dit is goed. Maar daar is ander dele wat ons nie so goed ken, en wat ons bietjie meer tyd aan moet spandeer. So, ek gaan hulle vinnig vir jou uitles, sodat jy weet wat om met hulle te maak. So in 'n song het ons 'n koorgedeelte, of die chorus, of die refrein. Dis die deel wat heeltyd herhaal word. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Gewoonlik gaan die songs oor daai deel. Dis soos die hoofdeel, dis die belangrikste deel. Dan is daar verse. Weerskante van die chorus is daar verse. Daar's dele wat jy kan gebruik as dis sinnetjies, dis storieetjies, dit kleur die res van die song in. Dit vertel vir jou waar gaan dit alles. Dit laat vir die chorus die sin maak. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's 1,000 reasons I should go about my day and ignore your whispers, which I wish would go away. Oh. En dan is daar ander dele wat ons instrumentals noem. Dis die dele wat net musiek gebruik om een of ander tune te speel, of een of ander ding te doen wat jou laat besef en onthou waar hoe die liedjie gaan en jou die liedjie laat herken. Dis gewoonlik vir mooi maak en dit maak dit interessant. Nou 'n song begin uit die aard van die saak en hy eindig. So jy het 'n begin van 'n song wat ons 'n intro noem, jy het dan 'n versgedeelte wat gewoonlik bietjie chillerig is, dan het jy 'n chorus of 'n refrein deel die eerste keer en hy tel bietjie op. Jy het dan 'n tweede vers wat weer nie so rustig soos die eerste keer is, maar hy klink soos die eerste vers, maar hy het ander woorde gewoonlik en hy's so bietjie rustiger as die chorus. En dan gaan hy weer in die chorus en die chorus is energiek en dit gebeur baie. En dan baie keer is dit dan of 'n instrumental stuk of albei en 'n bridge. Daar's nog 'n deel in die musiek wat so bietjie anders klink as die res. So jy het jou vers, jy het jou chorus, jy het jou vers, dan jy weer chorus, dan jy gewoonlik 'n bridge wat heeltemal anders klink, wat weer teruggaan in die chorus in en hy bou so op. Daai bridge is gewoonlik so trappies na hierdie chorus toe wat so lekker powerful werk en jy het hierdie amazing moment wat vir die klimaks van die song is die lekkerste deel. En dan is daar weer 'n instrumental stuk of 'n outro of een of ander deel waar die musiek laat eindig. Dalk weer 'n chorus wat 'n rustiger version is van die chorus en dan eindig hy, dan maak hy klaar. So dis hoe 'n song aan mekaar gesit is. So dis baie cool en jy kan gaan luister. Al jou songs wat jy luister, as jy so deur jou playlist gaan, het baie keer hierdie formule. Nou sommige songs en van al deesdae skiep hulle mengel dit bietjie op. As ons songs wat 'n verse het en 'n verse het en dan 'n chorus en dan 'n verse en 'n chorus, of hulle sal 'n verse, chorus, chorus. Sommige songs is net 'n chorus. Dit is is bietjie sing, res van die. So die songs word verskillend aan mekaar gesit, maar hulle het hierdie aparte dele. Jou geloof is dieselfde. Die chorus, die deel waar alles gaan, is soos Jesus. Alles gaan oor Jesus. Jesus is die belangrikste, ons hoor hom oor en oor, ons praat oor en oor hom. Alles wat ons lees gaan oor hom. So Jesus is soos ons chorus. Hy is ons life song, hy is ons lewenslied se refrein.
wat oor en oor herhaal word. Dan het jy die verses. Die verses is soos die deel wat die res inkleer. Ons kan sê dis soos die Bybel. Die Bybel help ons bietjie meer verstaan. Kleer die storie vir ons meer in. Vertel vir ons waar kom alles vandaan, wat het gebeur toe Jesus hier was, wat gebeur alles na hom. So die Bybel is vir ons, dit kleer die prentjie rondom Jesus in. En dan het ons die bridge deel wat mos bietjie anders klink, maar die bridge deel is hierdie voordat dit boring raak oor en oor dieselfde, kom die bridge in en hy maak dit weer interessant, hy maak dit weer lewendig. Hy lig alles weer op. Dis ons geloof, ons verhouding met God wat dit lewendig maak. As jy net elke dag kerk toe gaan of elke Sondag kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel is hier en daar, nou en dan bid, maar as sonder 'n geloof, dan beteken dit niks. Maar as geloof aankom, geloof is ons verhouding met God. Ons voel ons weet waar ons glo in lewendige Jesus. Dan is alles lewendig en is amazing. So dis is die bridge, dit maak alles weer interessant. En dan het ons die instrumental deel, wat ek amper wil sê is soos genade. Nou genade is die woord wat ons gebruik vir God is lief vir ons, of ons dit nou verdien of nie. Al doen jy die verkeerdste ding, hy's mal oor jou, en hy's nes jy is hy mal oor jou, hy's lief vir jou, maak saak wat jy doen nie, maak saak wie jy is nie, maak saak waar jy vandaan kom nie, maak saak waarom jy besig is nie, maak saak waarom jy nie besig is nie, hy's net lief vir jou. Dis genade, hy hou van jou no matter what. So genade beteken, hy gee vir ons geskenke en hy gee vir ons liefde, al verdien ons dit nie. Dis net 'n ongelooflike liefde wat hy vir ons gee. En dis is die instrumental deel. As jy dit voel, as jy weet iemand hou van jou ten spyte van jouself, dan word jy voel so lekker. Jy word so gelukkig aan die binnekant. En dis geloof, genade. Dis genade wat jou laat beter voel. En in die musiek is dit soos die instrumental deel. Daai musiek wat net soos die gitaar solo of die drum solo of die musiekstuk wat net amazing laat klink. En dan het jy hierdie heel prentjie, jy het hierdie alles saam wat hierdie amazing song maak. En ons sê dis tot eer van die Here. So ons het Jesus waar alles gaan. Ons het die verse, die Bybel wat alles vir ons inkleer. Die chorus, die verse. Ons het die bridge wat so 'n bietjie interessant is, 'n bietjie lewe in die ding inbring. Dis ons geloof wat alles weer lewendig maak. Ons het genade wat vir ons emosie opwek. Dis die instrumental deel, daai mooi klavierstukkie of iets wat vir ons alles mooi inkleer intussenin en dit net pragtig maak. Is die genade wat vir ons emosie wek en dit alles saam is tot eer van die Here. Ons sing ons lied tot eer van die Here. Wat net sê, Here, alles gaan oor U en alles ons hele lewe gaan vir U. En ons sing hierdie song. Ons hele lewe is 'n song vir U. En dis hoe musiek jou kan leer en ek hoop jy onthou dit elke keer as jy musiek luister. Onthou die verskillende dele en onthou hoe dit alles oor Jesus gaan, hoe die Bybel dit vir ons inkleer, hoe geloof dit lewendig maak en hoe genade ons emosies wakker maak met die musiek. So enjoy musiek, enjoy Jesus en leef lekker tot eer van die Here. Cheers, ons sien mekaar volgende keer weer.